Hallo, dis Maurits en van Heerden van Ope Woord Bediening. Ek en my vrou Marinda bied vir u aan soos wat dit na ons toe kom. Ek wil net vir u sê dat die skrif aanhalings en die gedeeltes wat ons lees hier kom verkieslik uit die 1933-53 Afrikaanse vertaling. En ek verwys heel dikwels na die King James vertalings met die Strongs verwysingsnommers by. Om seker te maak dat ons 'n skerp omlynde beeld verkry, sal ek stop en die skrif ondersoek of verklaar sover dit binne my moontlike of binne my bereik is. Ons het nodig, as ons besig raak met die skrifte en veral die boek Openbaring, dat ons harte, ons verstand en ons ore tot beskikking van die Heilige Gees stel, want dit is die poorte waardeur die openbarings wat vervat is in die boek op ons harte geskryf kan word. En die Heilige Gees is die skrywer. Nou, ek glo dat die hele Bybel, van die wat die eerste woord in die Bybel is, tot in die Amen, die laaste ene in Openbaring, is deur God gegee om ons ingelig te hou. En dit het baie meer vir ons te doen wanneer ons op die plek kom en ons begin verstaan wat die belangrikheid en die impak is wat hierdie skrifte en hierdie inligting op ons lewe behoort te hê. En voor ons dan begin, vra ek, Here, sal U met ons spreek deur die Heilige Gees? En ons vra Here dat U ons sal help om ons harte op U gerig te hou. Help ons Vader om te hoor wat die Gees in die gemeente sê. Ons gaan voort en ons gaan lees Openbaring 10, maar voor ons daar uitkom, kom ons gaan kyk net terug na waar ons vandaan gekom het. Hoofstuk 1 het gepraat van wie is die skrywer en wie is die skrywer van die boek. Het vir ons verduidelik waar die illustrasies plaasvind en waar die oordrag van informasie vandaan kom en plaasvind. Wie is teenwoordig daar? Hoofstuk 2 het gepraat. En die eerste 4 gemeentelike briewe wat God deur Jesus Christus aan die gemeentes gestuur het, opgeneem. Hoofstuk 3 is 'n rekord van die laaste 3 boodskappe aan die 7 gemeentes. Hoofstuk 4 het 'n 3-ledige aanslag, want dit praat en is hoofsaaklik die volgende. Dit praat van wat was, wat met ander woorde geskiedenis is, dit wat is, wat huidiglik op daai oomblik vir Johannes in sy daglikse of in sy lewenstyd plaasgevind het, en dan die dinge wat kom, wat profeties is. Hoofstuk 5 het vir ons gewys die boekrol in die regterhand van God, wat verseël is met 7 seels, wat voorop en agterop beskryf is. Dit is die titelakte van die aarde. Jy moet gaan luister na die besprekings oor hierdie hoofstukke om hierdie informasie goed alles op te tel. Hoofstuk 6 praat oor die oopmaak van die eerste 6 seels, en dan is daar verposing, want hoofstuk 7 praat nie nou van die oopmaak van die 7de seel, het praat van die 144.000 Israeliete, 12.000 uit elkeen van die stamme, en dan die ontelbare menigte wat voor die aangesig in die troon van God in die troonkamer in die raadsaal van die konings gesien is. Hoofstuk 8 praat van die opening van die 7de seel, dit praat van die goue wierookbak en die blaas van die eerste 4 van 7 basuine. Nou hierdie eerste 4 basuine se invloed en oordeel is op die aarde, met ander woorde die aarde wat die lewensmiddele voorsien aan die mense. Dis die aarde waar ons op leef in die omgewing met die gras en die diere en die see en al hierdie dinge wat gebeur met die eerste 4 basuine, vind die oordeele plaas in hierdie area. In hoofstuk 9
is vir Basyne nommer 5 tot 7 en dis die eerste oordeele op die aarde wat direk fokus op die wêreldbevolking. So hier's 'n klemverskywing wat plaasvind van hoofstuk 8 na hoofstuk 9. By implikasie sê dit vir my die volgende: dat die eerste 4 seels gaan oor die omgewing en hulle moet dus met ander woorde vir ons illustreer dat God nie onmiddellik wil ingaan en dat hy nie onmiddellik die mens wil vernietig nie, maar dat hy die mens wil waarsku. Dus hierdie eerste 4 basyne is waarskuwings. Die tweede 3 basyne is wanneer die oordeele van God die mense op aarde tref. Ons het tot dusver tot by hoofstuk 14 behandel. Met hoofstuk 10 het gepraat van die sterk engel uit die hemel met die klein boekie wat oop is in sy hand. Hoofstuk 11 die 2 getuies en die 7de basuin. Hoofstuk 12 die vrou en die draak en die Satan op die aarde neergewerk. Hoofstuk 13 het gepraat van die eerste dier wat uit die see uitkom en die tweede dier wat uit die aarde uitkom. Hoofstuk 14 begin dingetjies oopmaak, groot oopmaak. Die lam en die 144.000 en waar is hulle? Dan die boodskappe van die 3 engele in die lig en dan die afoes van die aarde. Hoofstuk 15 se hooftema gaan oor die 7 engele met die 7 plaae. Openbaring 15 vers 1 sê, en ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik. 7 engele met die 7 laaste plaae, want daarmee is die grimmigheid van God volëindig. Kyk, baie mooi net hoe meer spesifiek raak het. Ons het nou verskuiwing, hier's 'n verskuiwing van die algemene buitelyne as dit ware van wat gaan gebeur in die laaste dae, soos die anti-Christus op die toneel kom, die aanbidding van die dier, die ouens wat die merk van die dier ontvang, al hierdie tipe goed, maar nou gaan dit in dit die afoes van die aarde, waar Jesus die aarde afoes, en dan hoe die ander tweede engel, wanneer hy afoes, is daar ook iemand wat kom met vuur, saam met hom, ook uit die tempel uit. En nou, hoofstuk 15 praat van die 7 laaste plaae. Dis nie 7 plaae wat nou gaan plaasvind as 'n intermission of 'n missie om nou iets anders af te kondig. Nee, hier raak het baie spesifiek. Want daarmee is die grimmigheid van God volëindig. Vers 2. En ek het gesien iets soos 'n see van glas wat gemeng is met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan met sieters van God. Kyk mooi na hierdie gedeelte weer eens. Dit praat nou die oorwinnaars oor die dier, oor die beeld van die dier, sy teken en die getal van sy naam. So hierdie ouens staan, hierdie see van glas wat gemeng is met vuur, is dan nou nie staan met sieters van God. Hulle staan voor die troon van die Almagtige. Vers 3, en hierso kom die ouens, en luister, kyk mooi na dit, en hulle het 'n lied gesing van Moses, die diensknegt van God, en die lied van die lam, en hulle het gesê, groot en wonderlik is u werke, Here God Almagtige, regverdig en waaragtig is u weer, koning van die heiliges. Kyk mooi, dit hierdie is 'n lied, wat met ander woorde reeds daar is, want dit is die lied van Moses, 'n diensknegt van God, en die lied van die lam, wat reeds geskryf is. Dit is nie soos die 144.000 wat nou 'n nuwe lied sing, wat niemand behalwe hulle kan verwoord of uitspreek of laat uitkom nie. Ok, en vers 4 sê, wie sal u nie vrees nie, Here, en wie sal u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig,
Want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. En na hierdie dinge het ek gesien en kyk, die tempel van die tent van getuienis in die hemel is geopen. Dis so helder en so, mens sien dit amper gebeur. En die 7 engele met die 7 plaae het uit die tempel uitgekom. Hulle kom nie uit die aarde uit nie, hulle kom nie uit die see uit nie, hulle kom nie uit die lug uit nie, hulle kom nie uit die wolke uit nie. Hulle kom direk uit die tempel van God, waar die tent van die getuienis in die hemel is. Hulle is bekleed met rein, blink linne en om die bors omgord met goue gordels. Ons kan telkens sien 'n mens dit wanneer die gepraat word van hierdie engele wat in die hemel is. En spesifiek hierdie engele, want dis nie enige engel wat ek glo getaak sal word om oordeele van God oor die aarde teweeg te bring of dit te kom uitstort nie. Dit beteken hierdie ouens is soort van in 'n rangorde bokant die normale engele, nie om hulle te verhef bo dit nie, maar hierdie kenteken van die bors wat omgord is met goue gordels. Dis iets wat aandui vir my dat hierdie engele is wat spesiale posisies beklee. Okay. Want hulle kom in elk geval uit die tempel uit. In die tempel, die tent van die getuienis in die hemel, wat in die tempel is. So hulle kom uit 'n plek van verborgenheid in die tempel wat in die hemel is. Okay. En een van die 4 lewende wesens het aan die 7 engele goue skale gegee. Kyk baie mooi hierna asseblief. Die dinge wat in die hemel gebeur, word hanteer deur hulle wat in die hemel is. Die lewende wesens is in die hemel. Maar hulle, een van hulle, kom en gee aan hierdie 7 engele, wat uit die teenwoordigheid van die tent van getuienis in die hemel in die tempel is, gee aan hulle elkeen 7 goue skale, of bakke, vol van die grimmigheid van God wat leef tot alle ewigheid. En hierdie beeld is so verskriklik kragtig. En dit wat daar gebeur so met die heerlikheid van die Here om God of om skep of om soom, dat vers 8 sê, die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit die krag van God. En niemand kon ingaan in die tempel voordat die 7 plaae van die 7 engele volëindig was nie. Hierdie is baie kragtig en baie diep dinge wat gaan gebeur wanneer die 7 engele met die 7 laaste plaae kom. Maar dit sê baie duidelik, dis die 7 laaste plaae, omdat dit die grimmigheid van God volëindig. Nou, ons sien nie so spesifiek en baie pertinent wie is dit wat die 7 laaste plaae gee, wie is die draers daarvan, en wat gebeur in die tempel wanneer hierdie, wil ek sê, ek wil dit net gou kry, so die grimmigheid van God uitgestort gaan word. Die tempel word vol rook, het word so vol van die heerlikheid van God, en uit die krag van God, dat niemand eers in die tempel kan ingaan nie, voordat die 7 plaae van die 7 engele volëindig was nie. Nou ek hoor graag van u as u enige kritiek, opbouende kritiek asseblief, oor hierdie spesifieke skrifgedeelte het, of as die informasie en openbaring het wat God u gegee het, wat die Here vir u gegee het, om toe te voeg tot dit wat hier opgeteken is. As jy so iets het, skryf aan my by openmywoord by gmail.com.
openmywoord@gmail.com. Kyk aan die onderkant van hierdie skyfie is daar die adres. Stuur dit soontoe, ek hoor graag van u, lees graag u openbaring, sodat ek ook 'n groter insig kan verkry. Seën van die Here op u. Dankie Vader, dat ons hierdie geleentheid gehad het om hierdie boodskap of hierdie hoofstuk ook te kon lees, en alhoewel daar baie dinge is wat ons nie sien en verstaan nog nie, Here, bid ek, dat u, deur u Gees, op ons harte en ons gemoed en ons menswees sal broei, en ons sal openbaar die dinge wat noodsaaklik is om weg te neem met dit. Ek bid dit in die naam van die Koning van die Konings, Jesus Christus, ons Here. Amen.